Ons het preekblaadjies wat ons al voor uitdeel en julle sal sien hier staan, mag jy vandag 'n wonderlike ontmoeting met Jesus Christus hê. En ek hoop julle kom hier aan op 'n Sondagoggend en bid dit ook vir julle eie harte, soos wat ek voorberei en bid dat die Heilige Gees deur my praat vanoggend, dat julle self ook glo dat die Here deur my wil praat deur sy woord en met daai hart na die Sondagdienste toe kom, dat julle werklik 'n ontmoeting met Jesus Christus sal hê vanoggend. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons nog 'n Sondag by mekaar kan kom, Here, en net U naam groot maak. Ek bid dat U deur my sal praat, Here, deur die Gees, en dat U sal doen wat ek nie kan doen, Here, dat U deur my sal werk en dat almal wat hier sit, Here, se harte sal oop wees vir U woord, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê deur die woord vanoggend, Here. Bid in Jesus naam. Amen. Ons is nou omtrent in die middel van Romeine 8 en Paulus het die afgelope paar hoofstukke gepraat van twee tipe mense. Die mens wat wedergebore is, hy is van dood na lewe gebring deur die Heilige Gees. Hy is nie meer 'n slaaf van sy sonde nie, maar hy is nou 'n kind van God. Dis die een mens wat Paulus van gepraat het die laaste paar hoofstukke. En dan die ander mens is wie nog in sy vlees lewe, wie nog sy gedagtes rig op sy sondige begeertes. Vandag se teks gaan ons wys dat die wedergebore Christen in wie die Gees van God woon, met hoop deur die swaarkry van hierdie aardse bestaan kan gaan. Hierdie hoop wat Paulus van praat, is nie vir mense wat nie in die Gees is nie. Daar is nie hoop vir enigiemand in hierdie wêreld as jy nie die Gees van God het nie. En hierdie gedeelte is vir ons as Christene. Ons het 'n hoop en die Heilige Gees is in ons en het vir ons 'n voorsmaak van hierdie hoop wat kom. Ons leef in hierdie spanningvolle tyd van die alreeds, maar die nog nie. Ons is alreeds gered, die Gees het ons alreeds nuut gemaak, maar Jesus gaan nog eendag kom om alles nuut te maak. So ons lewe in hierdie spanning van die alreeds, maar die nog nie. Die Heilige Gees gee ons hierdie hoop. So wat alreeds waar is van ons, is dat ons nuut gebore is. Maar die realiteit is, ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog hier op 'n gebroke aarde. So al is ons innerlike mens nuut gemaak, wag ons nog met hoop op die dag wanneer ons volkome vry gaan wees van sonde. En selfs ons liggaam verheerlik word. Want ons liggaam is verganklik. En ons sien uit vir die volmaaktheid wat kom. So ons leef tussen hierdie spanning van die alreeds en die nog nie, en is presies wat hierdie gedeelte vir ons vanoggend gaan sê, dis presies wat Paulus vir ons wil sê. En let ook op voor ons begin, Paulus is nou besig om van die Heilige Gees se werk in die teenwoordige tyd na die toekomstige hoop wat ons het in Jesus te beweeg. So tot en met nou het Paulus gefokus op die Heilige Gees se werk in die teenwoordige tyd en nou gaan hy na die toekomstige hoop wat ons het wanneer Jesus ons kom haal. Kom ons lees saam in Romeine 8 vers 18 tot 23. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop.
Wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Ek wil 2 hoofpunte met julle deel vanoggend. Die eerste een is dat ons lyding gaan ervaar as Christene. En die tweede een is dat daar hoop is vir ons wie in Christus is. Die eerste punt, of jy nou Christen is of nie, ons gaan lyding ervaar in hierdie gebroke wêreld wat ons in lewe. Want na die val van Adam en Eva is die wêreld deur God se regverdige oordeel vervloek. Jesaja sê oor hierdie gebroke toestand, die aarde sal droog word en julle kan saam kyk as ek deur die verse gaan. Die aarde sal droog word, uitdroog, die wêreld sal wegkwyn van droogte, hemel en aarde sal vergaan, want die aarde is verontreinig deur sy inwoners. Hulle was ongehoorsaam aan die wet van die Here, hulle het sy voorskrifte geminag, sy vaste verbond verbreek. Daarom sal 'n vloek die aarde verteer en sal sy inwoners boet vir hulle sondes. En dis die realiteit van ons bestaan op hierdie gebroke wêreld. Totdat Jesus terugkom en 'n nuwe aarde en hemel skep, bly daar pyn, siekte en dood. Hierdie lyding bly 'n werklikheid in ons alledaagse lewens. Ons sien en voel dit elke liewe dag. Maar God se woord beloof ons dat hierdie wêreld nie die einde is nie. Hy gaan alles nuut maak. Petrus herinner ons dat God alles gaan nuut maak. Johannes sien visioene in Openbaring van 'n nuwe aarde. En die Here sê ook in Jesaja 65 vers 17, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. So ons weet dat God alles gaan nuut maak, soos wat hy alreeds ons innerlik nuut gemaak het. En omdat ons sulke ongelooflike toekoms kan verwag van God en ons het sulke hoop, leef ons as gelowiges in die sekerheid dat sy plan nie in hierdie wêreld, in hierdie gebroke wêreld ophou nie. Sy plan is nie hierdie gebroke wêreld nie. Hy gaan alles nuut maak. En ons wat die Gees gekry het, ons wat wedergebore is, ons wat van dood na lewe gebring is, ervaar reeds 'n voorsmaak van hierdie vernuwing. En die skepping self sug saam met ons en wag op die dag wat God alles nuut sal maak. Maar tot dan lewe ons in hierdie realiteit van 'n gebroke wêreld. Ons lewe in hierdie spanning van alreeds en nog nie. En dit is belangrik om te verstaan, ons kan nie lyding en heerlikheid van mekaar skei nie. As Christene, ons kan nie lyding en heerlikheid van mekaar skei nie. Lyding en heerlikheid loop hand aan hand. God het dit so beplan. God het in hierdie spanningstyd tussen die alreeds en die nog nie van ons bestaan besluit dat lyding die pad gaan wees na ons heerlikheid toe. Lyding gaan die pad wees na ons heerlikheid toe. God gebruik lyding om ons geloof te suiwer, ons meer soos Jesus te maak. En ultimately om ons voor te berei vir die uiteindelike heerlikheid wat kom. So God gebruik lyding om ons geloof te suiwer, ons meer soos Jesus te maak en ons voor te berei vir die uiteindelike heerlikheid wat kom. Dink hieraan. Wat is die slegste ding wat met jou kan gebeur? As jy dink aan lyding, wat is die slegste ding wat met ons kan gebeur? Dood. Dit is die slegste ding wat met ons kan gebeur. En tog is dit die pad na heerlikheid toe. Dit was so vir Jesus gewees en dit is ook so vir ons. Die slegste moontlike ding wat ons kan ervaar op hierdie aarde is eintlik die beste ding en dit is hoe God dit beplan het. En dit is hoe God ook van ons verwag as ons kyk na lyding in ons tyd om net vas te hou aan die wete dat hy uit die slegste slag van ons lewens die beste uit kan bring. Lees saam op die bord 1 Petrus 5 vers 10. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.
Paulus bemoedig ons ook in Handelinge 14 vers 22. Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan, voordat ons in die koninkryk van God kom. So ons kan dus volhard, want ons weet dat ons lyding nie 'n doellose pad is nie. Ons lyding is nie 'n doellose pad nie, maar is voetspore na die ewige heerlikheid toe. So moet nooit glo dat as iemand vir julle sê op die TV of die Prosperity Gospel, as jy deur 'n tawwe tyd gaan, dat jy net meer geloof moet hê nie. Jy moet net meer geloof hê, dan gaan jy nie meer deur lyding gaan nie. Dit is nie waar nie. As Christene gaan ons deur swaar tye gaan en baie keer in daai swaar tye is wanneer die Here ons eintlik wil vorm. Daar's ek weet nie wie van die Prosperity Gospel weet nie, maar dit is oral, nie net in Amerika nie en in die wêreld nie, maar is ook in ons land, wat sê, as jy net genoeg geloof gaan hê, en as jy moet net meer glo en die Here vertrou, dan gaan jy nie lyding ervaar nie. En dit is nie waar nie. Jesus sê self, ons gaan moeilike tye ervaar, maar hy het die wêreld oorwin, so ons het hoop. So moet nooit God se liefde aan jou meet gebaseer op jou omstandighede nie. Moenie God se liefde ooit aan jou meet gebaseer op jou omstandighede nie. En net vinnig 4 redes, ek wil net 4 redes vir julle gee hoekom ons lyding ervaar. Die Bybel gee, daar's baie, maar hierdie is die 4 hoofredes hoekom ons lyding op hierdie aarde ervaar. Eerstens, neem ons deel aan die wêreld se pyn. Elke ramp, elke ongeregtigheid, elke siektestoestand is 'n gevolg van die val en die wêreldse rebellie teen die heilige God. En dit herinner ons ook dat die skepping nog nie nuut gemaak is nie. Hy is nog nie genees nie. Okay, so die eerste een is, ons neem deel aan die wêreld se pyn. Die tweede rede is dat daar pyn is wat kom uit ons verblywende sonde. Ons verblywende sonde. Selfs al is ons innerlike mens deur Christus vernuwe, lewe ons steeds met ons vlees wat ons vatbaar maak vir sonde in ons lewe. Ons harte is nie heeltemal vry van sonde nie. En wanneer ons 'n sonde val, dan tree ons die Heilige Gees en ons skree saam uit vir die dag van heerlikheid wanneer ons finaal vry is van sonde se teenwoordigheid in ons lewe. Daar's 'n predikant in Amerika wat iemand het hom eendag gevra, wat sien jy uit die meeste van die hemel? Wat is vir jou die heel grootste ding wat jy vooruit sien? En hy het geantwoord en gesê om net vry te wees van sonde se teenwoordigheid. En ek dink in hierdie Romeine reeks wat ons praat van, ek doen wat ek nie wil doen nie, en dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit is 100% waar, ons wil nie daar bly nie, en as ons in die Heilige Gees wandel, dan hoef ons nie daar te lewe nie. Ons kan lewe in die Gees en ons kan vrugte dra en ons hoef nie in hierdie, maar tog soms is daar altyd, die realiteit is, ons almal val terug in daai leefwyse waar ons net doen wat ons nie wil doen nie, en ons besef, Jesus Christus, nou lewe jy weer in die vlees, nou is jy nie besig om te wandel in die Gees nie, en ek dink in daai tye sug ons almal, en ons kan nie wag dat ons finaal vrygemaak is van hierdie stryd met myself en my eie sondige hart, wat alhoewel hy nuut gemaak is, nog nie perfek is nie. So, dis die tweede rede hoekom ons pyn ervaar as Christene. Daarin is daar pyn, die pyn van ons verganklikheid. Die pyn van ons verganklikheid. Ons liggame dra die merke van tyd. Ons word ouer, ons kragte neem af, en ons ervaar die pynlike effek van siekte, en ultimately die uiteindelike dood wat van dit afkom. Paulus stel dit duidelik in 2 Korintiërs 4 vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. So ons word elke liewe dag deur die Gees vernuwe, maar ons liggame verswak, en dit is deel van ons aardse lyding. So alhoewel ons nuut is hier binne, ons raak nie mooier nie, en ons tande raak nie reguiter nie. So dit is die realiteit. Ons gaan almal doodgaan. Die oomblik wanneer jy gebore is, was ook die oomblik wanneer jy begin doodgaan het. En dit is deel van die pyn wat ons ervaar is ons verganklikheid.
Laastens, die vierde rede hoekom ons pyn ervaar, is omdat ons as vreemdelinge in hierdie wêreld lewe. Jesus sê in Johannes 15, vers 19, ek gaan vers 18 ook lees. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. 2 Timoteus 3 vers 12 sê almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. So ons ervaar ook pyn omdat ons vir Jesus volg. En vir ons, in ons konteks, lyk dit dalk nie soos wat dit lyk in China of Noord-Afrika, waar jy doodgemaak word vir jou geloof nie. Maar ons word ook anders, die wêreld kyk ook anders na ons. As ons waarlik vir Jesus volg, dan gaan die wêreld anders na ons kyk. Ons gaan ook vriende verloor, kan ook 'n werk verloor as jy opstaan vir iets wat die Bybel sê, duidelik ons moet vir opstaan. Dit lyk nie dieselfde nie, maar as jy vir Jesus gaan lewe, kan jy verwag om lyding te ervaar wat met dit gaan. So hierdie 4 redes, die gebroke wêreld om ons, die oorblywende sonde in ons harte, die verganklikheid van ons liggaam, en ons wat as vreemdeling in die wêreld lewe, werk saam om die lyding te vorm wat ons ervaar. En tog, juis omdat God in sy werk van verlossing besig is om alles nuut te maak, kan ons met geloof volhard, ons kan volhard. Hy weet presies wat pyn hy toelaat, en hy gebruik elke traan om ons uiteindelik in sy heerlikheid te bring. Ek weet nie wat jy vandag deurgaan nie, ek weet nie die pyn wat jy op hierdie oomblik ervaar nie, maar ek kan vir jou sê, take heart, this too shall pass, hierdie gaan ook verbygaan. En dit lei na my tweede punt toe, wat ek wil deel uit hierdie teks vanoggend. Daar is hoop vir die wat in Christus is. Daar is hoop vir die wat in Christus is. Wie in Christus is, het 'n standvastige en lewende hoop. God het reeds deur die evangelie voorsien. Baie keer sê mense, "Jesus, ek hoop net God kan voorsien. Ek hoop ons bid dat hy voorsien." Maar ons vergeet dat hy klaar voorsien het. Hy het klaar voorsien deur die evangelie. Ons het 'n erfenis in die hemel. Lees saam Efesiërs 1 vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. 1 Petrus 1 vers 3 tot 6 sluit aan daarbey. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. Ons het 'n lewende hoop en al gaan ons deur swaar tye, wag ons verwagtend en met hoop, want ons erfenis is seker. Dis meer seker as wat ons kan sien. So as Paulus hier in Romeine 8 sê, ons hoop in dit wat ons nie kan sien nie, beteken hy nie ons hoop blindelings nie, of wat ons hoop nie seker is nie. Ons hoop is in God se beloftes. En God se beloftes is meer seker as wat ons kan sien. So as Paulus sê ons hoop in dit wat ons nie kan sien nie, sê ons hoop in God se beloftes. God kan nie jok nie. So dis seker. En dis dieselfde as Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 7 sê ons lewe deur geloof, maar nie wat ons kan sien nie. Dan is daai geloof wat ons in lewe, is dit geloof in God se woord. Geloof in God se beloftes. En dis hoekom ons seker kan wees. Dis hoekom ons hoop het. En dis hierdie hoop wat ons deur lyding dra. Dis hierdie hoop wat ons deur lyding dra. Want soos Paulus hier sê in Romeine 8 vers 18, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.
Hy herhaal hierdie gedagte in 2 Korintiërs 4 vers 17. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop uit vir ons op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Geen lyding, hoe swaar dit ook al voel, kan ooit vergelyk word met die heerlikheid wat kom nie. Dit weeg nie op nie, dit is nie eers vergelykbaar nie. Ons verbeelding oor die hemel is baie keer gebaseer op wat ons kyk op televisie of op movies en ons dink dis hierdie idee van ons gaan hemel toe en dan gaan ons saam met die engele 'n harp speel die hele tyd. En so as ons dink aan die heerlikheid, die toekomstige heerlikheid wat nie eers opweeg teenoor ons aardse lyding nie en dis amper ons prentjie, dan maak dit nie lekker sin vir ons nie en ons kan dit nie in ons kan dit nie lekker grasp nie. Maar ek dink dit is ongelooflik belangrik om te besef dat die awesomeste ding wat jy hier op aarde kan experience, die ding wat jou die mees excitingste maak, wat blyste maak, hier op aarde, kan nie eers opweeg teenoor dit wat ons in die hemel gaan experience nie. Dit is nie vergelykbaar nie, dit is net 'n skaduwee. Dit is 'n skaduwee van wat ons eendag in die hemel gaan ervaar. Dit weeg nie op nie, dit is nie vergelykbaar nie en daarom kan jy die lyding gaan, want jy weet daar's die ewige hoop. Maar hier is die vraag, as ons dink aan die hemel en wat ons ewige hoop is en dat dit nie opweeg teenoor wat ons nou gaan nie, wat is daar ewige hoop? Wat is dit wat ons vooruit sien? Psalm 73 vers 25 tot 26 sê dit mooi. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. So wat ons vooruit sien, ons heerlikheid, is om in God se teenwoordigheid eendag te wees, waar er geen meer pyn, siekte, dood, ons eie sonde is nie. Dis waarvoor ons uitsien. Ons sien nie uit vir die hemel sonder God nie. Ons sien uit vir 'n hemel waar God is in sy volle teenwoordigheid. Dis die prys, dis die erfenis. Die erfenis is nie die hemel sonder God nie, die erfenis is God. Kan julle my hoor? Okay, 2 punte. As julle niks gehoor het nie, net weer opsomming, die 2 punte. Ons gaan lyding ervaar op hierdie gebroke aarde. Dit is deel van die realiteit. Maar ons wat in Christus is, het hoop. Ons het hoop want ons erfenis is secure. Ons erfenis is secure. Nou, gebaseer op daai 2 punte, hoe moet ons lewe lyk? Hoe moet ons lewe lyk? Ons gaan deur lyding gaan, maar ons het hoop. Hoe lewe ons as Christene in hierdie lewe? Dis amazing hoe die Here werk. Ek het die laaste paar maande net regtig ervaar die verganklikheid van my eie lewe en for some reason meer as ooit gedink aan die feit dat ek gaan doodgaan eendag. En alhoewel ek nie die hele tyd daar wil wees nie, besef ek hoe belangrik dit is vir ons almal om te besef ons gaan nie vir ewig lewe nie. En baie keer doen ons dieselfde as wat ateïste doen, net om te vermy om ooit aan dood te dink, om ooit net daai realiteit. Ons probeer dit vermy, ons probeer dit nam, ons wil nooit daaraan dink nie en wat ons doen is ons jaag plesier na, ons jaag entertainment na, ons jaag ons eie koninkryke na. Dit kan lyk soos jou beroep, wat ook al dit is, wat jy na chase op hierdie aarde, om net jou aandag op dit te kry, sodat jy nie hoef te dink aan die realiteit, dat ons op 'n gebroke wêreld bly, en dat ons almal gaan doodgaan nie. So dis amazing hoe die Here werk met dit, want ek het nie geweet, hier is die gedeelte wat ek oor gaan preek nie, en die hele tyd is ek soos, Here, hoekom die laaste 2 maande voel ek so oor my verganklikheid, en so 3 weke terug, toe sien ek hoekom, want ek preek oor hierdie gedeelte, en ek dink,
ek dink dis crucial vir ons almal. My coach by Liberty het eendag vir ons gesê om 1 keer 'n maand na 'n begraafplaas toe te gaan en net te dink aan jou dash. Ons het net daai dash, ons is hierdie kort tydjie op aarde en om regtig net te dink wat is vir ons belangrik? Waarvoor lewe ons? Want ons kan probeer met al hierdie aardse goed namraak vir die realiteit dat ons gaan doodgaan. Of ons kan regtig dink oor die realiteit daarvan en besef en ons sal vra wat is vir ons belangrik? Wat is vir ons belangrik? En hier is die ding, ons hoef nie soos ateïste te probeer vergeet van die realiteit dat ons doodgaan nie. Ons hoef nie, ons het 'n hoop in Christus, ons het 'n sekerheid. Ons hoop is vas in die hemel. Ons hoef nie bang te wees vir dit nie. Ons hoef nie soos ateïste te lewe nie. En ek dink dit kan ons vrymaak as Christen as ons so dink, dat baie keer dan wil jy amper vashou aan goed waarvoor jy lief is en dinge op die aarde wat jy van hou. So jy wil net vashou en jy is so bang dit word van jou weggevat. Ek het nog geen kinders nie, maar vir die van julle wat kinders het, ek kan net dink, jy is so lief vir jou kinders en jy probeer net hulle so beskerm en jy is so bang as iets met hulle gebeur. Maar as ons besef dat ons vasgehou word deur God en ons erfenis is seker, dan kan ons lewe hier op aarde met 'n vryheid wat net van God afkom. 'n Vryheid om te besef, niks is ons nie. Dis alles van hom af en dit laat my ook toe om te geniet wat ons hier onder het, in steede van om die hele tyd so bang te wees en vas te probeer en te kry en alles net vas te hou op aarde, kan ons hande oopmaak en besef dat dit alles van die Here afkom en uit daai uit te geniet wat hy vir ons gee en dankbaar te wees. Ek het onlangs so 'n illustrasie gehoor oor Monopoly en Uno. As jy dink aan Monopoly, dit gaan als oor om te kry soveel as wat jy kan. Ek wil net koop en kry en bymekaar maak en opgaar en vashou. Uno aan die ander kant probeer jy die kaarte uitdeel. Jy probeer so vinnig as moontlik ontslaa raak van jou kaarte. En as ek dink aan dit, ons hoef nie so vas te probeer aan alles nie. Ons hoef nie te klou nie, want ons erfenis is seker. Ons is nie gemaak om net te kry en vas te hou nie. Ons is gemaak om vir God se glorie te lewe en uit daai sekerheid dat geen om wat hier gebeur nie, is ons vas in sy hande. En so ons kan Uno speel. Ons kan Uno speel waar ons kaarte uitdeel en ons lewe vir iets groter as ons in steede van om net so styf vas te hou die hele tyd en alles. En ek weet ook, ek wil net dit noem, ek weet ook die realiteit is ons moet werk en ons moet lewe in hierdie wêreld. Dit is so, maar wat is die bottom line? Wat is die bottom line? Alhoewel ons hier moet lewe en alhoewel ons 'n way of life deur die Heilige Gees in hierdie omgewing wil lewe, wat is die bottom line? Ons almal gaan doodgaan. En om net weer vandag te dink oor daai realiteit en onsself te vra wat is vir ons belangrik en waar is ons hoop? Waar sit ons hoop in? Ek sluit af met C.T. Studd se quote wat sê, "We only have one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last." We only have one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hierdie is nie ons huis nie. Ons huis is in die hemel eendag. Ons het 'n erfenis in die hemel. En tot dan wag ons gretig. Ons is excited. Ons kan nie wag nie. Maar ons wag ook geduldig. Want die Bybel maak dit duidelik, tot dan gaan ons pyn ervaar. Maar ons het 'n hoop. En ons kan vasklou daaraan as Christene. Amen. Hemelse Vader, Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons 'n hoop het in u. Alhoewel ons die verganklikheid van hierdie gebroke wêreld ervaar, Here, in ons eie lewens, weet ons het 'n ewige hoop wat ons aan kan vasklou, Here. Ek bid dat u ons vry sal maak van aardse dinge,
waar ons net probeer vashou, Here, maar wat ons kan besef, dat U ons vashou, en ons vrygemaak het, om te rus, Here, om te rus in U. Here, ek bid dat U Gees ons sal lei, hoe ons oë op U kan hou, ons oë op die heerlikheid kan hou, wanneer ons deur beproewings gaan, Here, wanneer ons deur lyding gaan, en het voel of ons nie nog 'n dag kan deurmaak nie, dat ons oë op U kan vestig, en kan uitsien vir die dag van heerlikheid, Here. Bid dit in Jesus naam. Amen.